Want as jy al eers deur die lewe aangevat is en geslaan is daar een vers wat jou kan help opstaan. En wat konstant tot my spreek. En ek wil gaan na Micha 7 vers 8. Micha 7 vers 8. Sê, wees nie bly oor my nie, oor my vyandin. Engels sê, my enemy. Moenie bly wees oor my nie. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die duisternis, die Here is 'n lig vir my. Dis tyd om weer regop te kom, as jy geval het, om op te staan. Jy kan nie net daar bly lê, waar jy nou is nie. En ek vra die Here vandag, om ons in hierdie kerk, die oorwinning te gee. Ek vra die Here vandag, om vir ons grondgebied terug te gee, wat die vyand van ons gesteel het. En 'n oorwinning aan ons te gee, wat nie teruggeneem kan word, deur die vyand nie. Dat ons grondgebied sal vergroot, en ons dit nie weer kan verloor nie. Want baie keer kom ons en ons oorwin, maar dan kom die vyand en hy steel dit alles weer weg, uit jou lewe uit. Ek bid vanoggend dat die oorwinning wat hier is, sal hou. Dit wat u tot hiertoe bereik het in die Here, sal staande bly. In elke geslag, in elke bloedlyn, het die Here jou tot hier gebring. Jesaja 10:27 sê, dat die Here het aan ons die salwing gegee. Hy sê in hierdie dag sal die las van jou afgly van jou skouer af en sy juk van jou nek en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Die engel sê, the yoke shall be destroyed because of the anointing. It shall be destroyed. Ek hou van daai woord, it shall be destroyed, because when the anointing breaks the yoke, it destroys it. It doesn't break it, it destroys it. If the Bible says it shall be broken, it means it can be fixed again by the enemy. But the yoke that the anointing destroys the work of the enemy in our lives. Want ek glo, as die Here my vrygemaak het, sal ek waarlik vry wees. Wanneer daai juk vernietig is, kan dit nie weer op jou nek geplaas word nie. Daai vloek wat gebreek is, kan nie weer oor jou lewe kom nie. Micha 7:8, wees nie bly oor my nie, o my vyand. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die duisternis, die Here is 'n lig vir my. Dis geen skande dat 'n mens struikel nie. Dit is geen disgrace om te val nie. Dis geen mislukking van jou om 'n slegte tyding te kry in jou lewe. Iets wat jou lewe so affekteer en so verander en jy neergewerp word. Jy word emosioneel, word jy neergewerp, geestelik. In elke gebied voel dit asof die vyand die wind uit jou seile gehaal het. Maar ek het 'n skrif wat sê, moenie bly wees oor my nie, o my vyand. Ek het 'n skrif wat sê, ek sal, al sit ek in die duisternis, God is 'n lig vir my. En daarom is dit totaal en onaanvaarbaar vir 'n kind van die Here om onder te bly. Dis gevaarlik om onder te bly. You can get down, but you can't stay down. Amen.
Spreuke 24:16 sê, want die regverdige, want 7 maal val die regverdige en staan weer op. Maar die goddelose struikel in die ongeluk. Amen. Party mense dink as jy regverdig is, jy sal nooit val nie. Maar die Bybel sê die teenoorgestelde, hy sê juis, die regverdige val. Maar dit is nie wat die regverdige maak nie. Maar hy sê die regverdige staan 7 maal op. Hy val 7 maal. Nou daai 7 is 'n syfer van perfektheid. So die Here sê nie presies 7 maal val hy nie. Hy sê nie dat dit is 'n poging van volharding in jou lewe. Keep on standing up. God kyk nie na hoeveel keer jy val nie. Hy kyk hoeveel keer jy opstaan. Val beteken nie jy is vernietig nie. Selfs die regverdige struikel. Hy reuk is lekker. Ja. Weet jy wat die Bybel beskryf ons permanente plek? Nooit as onder nie, maar as bo. Ons is gemaak om die kop te wees en nie die ster te wees nie. Die Bybel sê van bo en nie van onder nie. Jou permanente plek, jou ewige posisie is om gesete te wees in hemelse plekke. Amen. Ons is gemaak vir die hoogtes, nie vir die laagtes nie. Jou vra sy vriend, hoe gaan dit met jou? Hy sê, ag, onder die omstandighede. Wat maak jy onder die omstandighede? Want ons moet weet, maak nie saak watse omstandighede ons het nie. Ons het 'n gees wat oorwin en wat opstaan. What if the same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you? It will quicken death. Dit sal hy val, laat opstaan in jou lewe. My huidige kondisie is nie my permanente posisie in die Here nie. Amen. Maak nie saak wat die laaste aanval op jou lewe was nie. Die Jesus het ons die oorwinning. Hierdie vers sê vir my iets kragtigs. Dit sê, al sit ek in duisternis, die Here se lig vir my. Al sit ek in duisternis. Jy sien, daar is net een ou wat geval het en hy kan nie meer opstaan nie. En dis die duiwel. Kan ek 'n amen kry? Hy is neergewerp uit die hemele na die onderste doderyk. En die Bybel sê, daar sal geen kans wees vir hom om weer te verrys nie. He will not get up. He's the only one who fell and can't get up. Maar as jy geval het, kan jy doen wat die duiwel nie kan doen nie. Jy kan weer opstaan. Amen. Jy kan sê, Here, ek gaan die skrips van my lewe vat en ek gaan deur u genade weer nuut word. En ek dink regtig dat die duiwel begin sy celebration oor ons val heeltemal te vroeg. Heeltemal te vroeg. Hy sien ons verward, hy sien ons miskien 'n bietjie depressed, hy sien ons neergewerp, hy sien ons in trane. Hy sien mense wat vasgevang is in addictions en huwelike wat gebroken is, kinders wat gebroken is. Maar ek wil vir julle sê, in elke duisternis, in elke gebrokenheid,
sê die Here dat God is 'n lig vir my. Die boodskap wil aan die duiwel sê, moenie daai champagne prop van jou so gou pop nie, oor my lewe nie. Moenie te gou die roosblaartjies oor my graf wil strooi nie. Oor my drome, my dooie drome wat lyk of dit verby is nie. Want ek het 'n vers wat sê, wees nie bly oor my vyande nie. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. En hy sê juist daar, wees nie bly oor my nie. Want die vyand raak bly wanneer ons val. Maar die Bybel sê my nie bly word nie. Al het ek geval, ek staan weer op. Ek het so 'n lekker song. Waar is die musikante? Kan julle gou weer vorentoe kom? Ek wil dit vir julle leer. Toe ek op Bybelskool is het ek hierdie liedjie geleer. Dis 'n lekker liedjie, né? Ek wil vir julle sê dis 'n lekker liedjie. So julle kan so 'n bietjie move met die song. Dis heeltemal fyn. Ons gaan niks. Ons gaan nie julle nie bekommerd te raak nie. Maar hierdie woorde sê, I went to the enemy's camp. And I took back what he stole from me. I took back what he stole from me. Onthou toe Dawid gegaan het en hulle sy vrou, hulle besittings verloor en hy het teruggegaan. He pursued him en hy het alles teruggekry. Hierdie liedjie sê dit net so eenvoudig en ek wil nie vra om saam met my te staan want ons gaan net nie kan sing as ons sit nie. En ek wil soos wat ons sing, al is dit nou 'n lekker liedjie, wil ek vir u sê, dit het geestelike betekenis. Want ek wil terugkry wat van my gesteel is. Ek wil in die gees, wil ek die oorwinning behaal. En daarom sê ek, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. I took back what he stole from me. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. He's under my feet, he's under my feet, he's under my feet, he's under my feet. Oh, he's under my feet, he's under my feet, the enemy's under my feet. Okay, so as jy bietjie beweeg gaan hy getrap word. Alright. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. I took back what he stole from me, Jesus. I took back what he stole from me. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. He's under my feet, 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 he's under my feet. Satan is under my feet. Well, this is joy that I have. The world didn't give it to me. Oh, this joy that I have. Come on, church. The world didn't give it to me. Oh, this joy that I have. The world didn't give it to me. Oh, the world didn't give it. The world can't take it away. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. I took back what he stole from me. I took back what he stole from me. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. He's under my feet. Come on, church. He's under my feet. He's under my feet. He's under my feet. He's under my feet. Enemy's under my feet. Amen. Hallelujah. Come on, give God a praise. Hallelujah. Get a bit of victory in your soul. Jy kan die sitplek neem.
Halleluja. Van my het verlede week gesê dat ek moet eintlik 'n bietjie minder preek en ek moet meer sing. Halleluja. Ek wil die tyd aankondig. November 2025. Dat dit tyd is dat die vyand terug moet gee wat hy gesteel het. Wat hy in gesondheid gesteel het, wat hy in ons families gesteel het, wat hy in ons kinders gesteel het, wat hy in ons blydskap gesteel het, in ons finansies gesteel het. Sê die skrif nie in Spreuke 6 vers 31, maar as hy uitgevind word, moet hy 7voudig vergoeding gee. Al die goed van sy huis moet hy gee. Hy praat daar van 'n dief wat gevang word. Sê die Bybel in Josua 2 vers 25 nie die volgende, sê, ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. Ek like al hierdie woorde wat die Here my vyand noem. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Hy sê, hy sal my vergoed. Ek wil sê, Here, ek staan hierso en ek vra laat u woord waar word. Van vergoeding, om terug te ontvang en nie weer te verloor wat u my gegee het nie. Is dit dan nie gepas as die regverdige 7 maal val nie, dat die regverdige 7 maal terugkry wat van hom geroof word? Amen. Draai na iemand en sê, jy moet opstaan. Jy moet opstaan. En dit is tyd om die vyand te laat weet dat sy oorwinning oor ons verby is. Duisternis, donkerheid kan nie vir ewig aangaan in my bloedlyn nie. Siekte en ongeluk en armoede kan nie voortgaan in my lewe nie. Die opstandingskrag van Jesus is in my bloed en die woord van die Here sê dat op slange en skorpioene sal julle trap en die vyand is under my feet. Interessant, die Bybel sê dat ons is skape. Ons is skape. Jy geweet, baie van ons tree maar baie op so skape. Maar die Bybel noem ons skape en wat interessant is van 'n skaap is, wanneer 'n skaap se wol te veel raak, te lank raak, word dit so swaar van al die modder en die stof en die dinge wat aan dit vashak, dat dit kan veroorsaak dat daai skaap uiteindelik omval, omtiep op sy rug, van die swaarte van sy wol op sy rug. En as hy eers op sy rug lê, kan hy baie keer nie weer opstaan nie. En is dadelik kwesbaar vir die jakkalse en die diere. En dit is hoekom die Bybel ons skape noem. En hy noem Jesus ons herder. En 'n goeie herder kyk nie net na sy skape nie. 'n Goeie herder lei nie net sy skape nie. 'n Goeie herder voed nie net sy skape nie, maar 'n goeie herder skeer ook sy skape, sodat hulle nie verstik word aan enige struik en dorings wat aan hulle wil vassit nie, en hulle omval en hulle nie weer kan opstaan nie. En vandag het ek nie net gekom om u te voed nie, maar ek het ook gekom om u te skeer. Amen. En ek wil sê, dis tyd om sekere strikke van jou af los te sny vanoggend. En mense en wêreldse dinge
en bande wat in my lewe is, los te maak. Dis tyd om geskeer te word, sodat jy terug op jou voete kan staan. Die belangrikste ding vir 'n herder is om sy skape op hulle voete te hê. Want as hulle nie op hulle voete is nie, dan is hulle kwesbaar vir die roofdiere. Daarom kom ek vanoggend en ek sê, you cannot stay where you are. Dis tyd om die wol te verwyder. Moenie worry nie, dit sal weer teruggroei. Maar dit sal op jou voete plaas. En as jy jou geloof verloor het, dis tyd om jou geloofsvoete op te staan. Vanoggend. Weet, in die mediese wêreld is daar, het ek uitgevind, jy moet nogal taaf wees om in die mediese wêreld te wees. En ek dink van die tafste van hierdie mense, ek weet John en Jean, hulle is besig met hulle, maar ek dink van die tafste mense is 'n fisioterapeut. Amper van die wreedste. Ek sê, partykeer dan, al lê jy in die hospitaal, en jy het verbande om jou, en jy het seer, en jy het pyn, dan sal hy meisietjie na jou toe kom, klein meisietjie, en sy sal vir jou sê, ja, kom ons staan op, kom ons staan op, kom ons gaan loop 'n bietjie. En dan sal sy hy spasma so vat, en dan sal sy hom so druk. Dan sal sy sê, ag, ek is so jammer. En dan doen sy dit weer, en dan doen sy dit weer, en sy druk daai ding uit. Dis tawwe mense daai. Maar die ding is, hulle kan jou nie los, om daar te lê, in jou pyn. Want as jy bly lê, gaan jy nie weer opkom nie. As jy bly lê, word jy kwyt deur die pynwerk. En jy moet iemand hê wat jou deur daai pyn gaan vat. En so ek as 'n herder ek is nie net 'n motiveerder nie, maar ek is ook 'n fisioterapeut. Amen. Daai spier se spasma moet uit. Daai depressie moet gaan. Amen. Daai swakheid in jou mondering moet verander. Maar jy kan nie net daar lê in jou wonde en in jou emosies waarin jy jouself bevind nie. Want jy gaan swakker en slegter word as jy nie opstaan nie. Want as jy nie opstaan nie, verloor jy hoop. En as jy hoop verloor, staan jy nie weer op jou voete nie. En ek glo dit is wat 'n goeie pastoor doen. Goeie pastoor skeer ook 'n skaap. Herinner jou dat jou permanente plek is nie om onder te wees nie, maar bo. Amen. En ek kan nie net daar laat lê nie. So hoor die woorde van die Here vanoggend. Staan op. Staan op. Vir deur traumas, deur pyn is, deur slegte nuus is, deur bankrotskap. Dit kan met 'n regverdige gebeur, maar dit beteken nie dat jou posisie moet onderbly nie. Jou opsie is die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op soos vleuels van die arend. Hardloop en word nie moeg nie. Moenie jou herder veg as hy jou skeer nie. Amen. Halleluja. Simpson, en ek wil nie meer afsluit, illustreer vir my so mooi die duur koste om te gaan lê.
Die dierkoste om sy kop neer te lê in die skoot van 'n Delilah, om te gaan lê. Sy verbond was dat sy hare nooit gesny of geskeur sou word nie. Daai verbond het sê, my toewyding is, en my beloftes waarop ek staan is, solank my hare lank is, het Samson die krag gehad om die Filistyne te oorwin. Maar toe die vyand hom laat lê, hom gemaklik laat raak, in die skoot van 'n Delilah, sy kop neer te lê, en die Bybel sê, hy het sy hart oopgemaak. In die begin het hy nie vir haar gesê wat die geheim is nie. En toe stuur sy ouens in, en toe oorwin hy hulle, maklik. Maar toe maak hy sy hart oop, die Bybel sê, hy het sy kop laat lê in haar skoot. En sy kom en sy skeer daai 7 lokke van Samson af. En ons weet wat het gebeur. Die Bybel sê, hulle het Samson gebind. Eerste ding, tweede ding, hulle het hom verblind. En die derde ding is, hulle het hom gespot, hulle het hom aan 'n meelsteen gesit wat meel gemaal het. Vir die vyand, 'n meelsteen, vasgebind. En ek wil hê jy moet dit sien, want dit is die vyand se visie van jou. Hy wil jou bind, hy wil jou verblind, en hy wil jou spot. Hy wil jou bind, dat jy geen vryheid het nie. Hy wil jou verblind, dat jy geen visioen het nie. En hy wil jou spot, om jou in sirkels te laat beweeg in jou lewe. Jou te laat glo, dat nooit gaan iets goeds weer met my gebeur nie. Hy wil jou laat glo, dat van hierdie ding kan 'n mens nie herstel nie. Maar ek het 'n skrifgie wat sê, moenie lag oor my vriendin nie. Al het ek geval, sal ek opstaan, al sit ek in die duisternis. God is 'n lig vir my. Moenie glo dat niks goeds kan meer met jou gebeur nie. En die Bybel sê, Samson se hare het weer begin groei. En toe besluit Samson dat hy gaan opstaan. Hy sê vir God, Here, as U my nog een kans gee. En die Bybel is so mooi, want die Bybel sê dat die woord van die Here het vir 'n tweede keer na Samson gekom. Is jy nie bly dat God is 'n God van die tweede kans nie? Want ek preek vanoggend vir die stormgejaagde, uitgelewerde, vervloekte, wat dink dat hy is maar net oorgelewer en 'n ongeluksvoël en hy sal nooit weer kan opstaan nie. Ek sê in die naam van Jesus, staan op en loop. Staan op van daai verlede, staan op van daai trauma, staan op van daai pyn, daai verwarring. Jy sien, Samson staan weer op en sê aan die dienaar wat hom na die tempel van Dagon vat, hy sê, sit my tussen die 2 hoofpilare. En jy weet wat dit was, daai hoofpilare het 'n dak opgehou en oor die 3000 mans van die Filistynse weermag was almal daar so vergader. Samson sê, Here, nog een keer, en die krag van die Here kom oor hom. En hy stoot daai pilare so uitmekaar uit. Die dak val in en Samson sterf saam in daardie ongeluk, maar in sy dood het meer Filistyne gesterwe as aan sy 20 jaar van veg met die Filistyne. Jy sien, maak nie saak in watse omstandighede jy jouself bevind nie. Die Here is 'n lig vir jou. Amen. Die Here is 'n lig vir ons. Ek glo dat die Here wil vanoggend 'n nuwe dag aankondig in die lewe. This is where the curse stops and the blessing continues.
this day, today. Vandag. Sy saam met my staan. Dankie Here. 23 November 2025. Verklaar ons, Here, dat die dag van onheil, dat die dag van vrees, die dag van duisternis, tot 'n einde kom. Ek het 'n skrif, Micha 7 vers 8, wat sê, moenie lag oor my nie, my vyand nie. As ek geval het, sal ek opstaan. Selfs in die donkerheid, in die duisternis, is die Here 'n lig vir my. En nou bid ek, Here, dat ons terug ontvang wat gesteel is in ons lewens. Ons verklaar U, Here, as die gewer, as die ene wat teruggee in ons lewens. En nou bid ek, Here, dat ons sal opvaar soos die vleuels van 'n arend. In die naam van Jesus. We standing up now. In the name of Jesus. Ek staan in my gees, ek staan in my vlees. Ek staan op, Here, van my rug af. En ek sê die Here is 'n lig vir my. In die naam van Jesus. Almal sê amen. Amen en amen. Prys die Here. Kom saam met ons, kom geniet saam met ons nou buitekant by die vure.